vyand het reg gekry om ons lauw of koud te kry, dat ons nie meer aan die brand is vir die Here nie. Anderwoorde, hy het dit reg gekry om dit wat die Here vir ons gegee het, aan ons gegee het, om dit weg te neem. En hy het vir jou, in plaas van die paradys, het hy aan jou 'n droë woestyn gegee. Waar bevind jy jouself op hierdie stadium? Ons skriflesing is dan Jesaja 51 vers 1 tot 11 en ons gaan vanoggend die verse spesifiek behandel en ek gaan net 3 versies aan die voorlees en dan gaan ons aan met die boodskap. Jesaja 51 vers 1 tot 3. Luister na my, julle wat die geregtigheid najaag, wat die Here soek. Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. Aanskou Abraham, julle vader, en Sara, wat julle gebaar het. Want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig. Want die Here vertroos Sion. Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daar gevind word, danksegging en die klank van liedere. Kom ons bid saam. Baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend weer as die kinders hier by mekaar te kan wees. Wat 'n voorreg om te kan kom hoor wat U vir ons wil sê. Ag my, laat my gebed is dat U tot elke een van ons sal spreek. Dat ons harte sal oopmaak, sodat die saad op lieflike plekke sal val, op goeie grond, en dat die saad sal groei en sal vrug dra. Heilige Gees, my gebed is dat U deur my sal spreek, want uit my eie is my woorde dood. Daarom, Heilige Gees, spreek U deur my. As daar enige mag is wat vanoggend die woord wil terughou, breek ons daardie mag in die naam van Jesus Christus. En niks sal die woord terughou nie. Die woord sal bereik dit wat ons hemelse Vader ten doel het. Ons bid hierdie ding in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het gesien hoe dat 'n groot deel van die volk hulle rug op God gekeer het, afvallig geword het, en hoe dat hulle weggevoer is na Babylon. Hulle is as slawe weggevoer. Hulle het hulle vryheid verloor. Maar tussen die volk van God, tussen die Israeliete wat weggevoer is, was dan natuurlik die kinders van die Here. Maar dieselfde dinge moes deurgaan as wat die Here nie dien nie, deurgegaan het. Maar die Here was saam met hulle. Hulle het nooit hulle vreugde verloor nie, hulle het nooit hulle vrede verloor nie, ongeag die omstandighede. En kinders van die Here, ons het besef dat ons as kinders van die Here ook moeilike tye in ons lewens deurgaan. Ons het nie eens antwoorde op al die vrae nie. Ons gaan dinge deur en ons wil weet waarom. Maar feit bly Jesus deur ons, hy sê, ons het ons oë op Jesus. Hou ons oë op my, sê Jesus, want dan gaan julle dit maak. Ek sal vir julle die krag gee. Nou was daar hierdie klein groepie wat tot die Here gebid het. In totaal was dit 50.000 op die einde, wat teruggegaan het na hulle geboorteland, wat weer dit gaan in besit neem en wat die Here oorspronklik aan hulle gegee het. Nou, maar die Here sê vir hierdie 50.000, hy sê vir hulle, as ek sulke groot wonderwerke kon doen, deur julle voorvader Abraham, en sy vrou Sara, wat nie eers meer kinders kon baar nie, sy was reeds te oud, sy was onvrugbaar, en tog kyk wat 'n groot nasie het ek uit hulle voortgebring. Hy sê, hoeveel te meer kan ek nie vir julle doen nie? Julle wat nog steeds 50.000 is, verwag groot wonderwerke, want ek gaan vir julle groot dinge doen.
Jy sien, hierdie groep het die Here aangeroep en hy het 'n tyd aangebreek en die Here het hulle gesê, goed, gaan terug na julle land. Gaan neem weer in besit dit wat julle verloor het en ek sal saam met julle gaan. Nou, toe hulle die Here aanroep, hulle het besef dat hulle nie op hulle eie hierdie lang pad sou kon aandurf nie. Dit was 'n gevaarlike pad, hulle moes deur die woestyn gaan, daar's rowers langs die pad gewees, hulle vyande was oral gewees, so hulle het geweet, op hulle eie kan hulle dit nie doen nie. En daarom wat hulle die Here aangeroep het, en dit is toe die Here vir hulle sê, in vers 1, hy sê, kyk bietjie terug, na wat ek reeds vir julle gedoen het. Kyk waar julle vandaan kom, julle was niks, maar kyk die rots wat julle gekap is, julle is deur God geskep. Julle volk is deur God geseën. En kyk wat het ek vir julle gedoen. So kyk terug. En kinders van die Here, dis die boodskap wat die Here vandag vir ons het. Hy sê, ons moet terugkyk na wat die Here reeds vir ons gedoen het in ons lewens. Dan sal ons onthou, en sal ons besef hoe groot God is. En dan sê hy vir ons, hy sê, ek wil vir julle nog groter dinge doen, en nog beter dinge, as wat ek nog ooit vir julle gedoen het. So kind van die Here, waar bevind jy jouself op hierdie oomblik? In 'n vreemde land, in die woestyn? Is jy op die plek waar die Here u wil hê? Praat met ons almal. Het ons nog die vuur in ons? Is ons nog aan die brand vir die Here? Of het ons dit verloor? As ons dit verloor het, dan sê die Here, my kind, kom terug. Kom terug. Ek wil weer vir jou vreugde en vrede in jou lewe gee. Ek het laasweek genoem, die volk, die grootste deel van die volk, het ander gode begin aanbid en aangeroep. In Jeremia 2 vers 13 sê die Here, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van die lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Jy sien, dit is presies wat ons doen, wanneer ons sien dat die Here toe gaan, wanneer ons 'n probleem het nie, maar wanneer ons na die wêreld gaan, om ons te help. Jy kry vir jou ander afgode, jy vertrou nie die een ware God nie. En hy sê nou, omdat jy ander afgode vertrou, omdat jy mense vertrou, hy sê, dis soos 'n reënbakke wat jy uit 'n rots uitgekap het, maar is vol barste, en nou skep jy vir jou water, maar so vinnig soos wat jy daai water probeer optel, so vinnig loop die water uit, jou dors kan nooit geles word nie. Hy sê, kom terug na my, hy sê, ek is die lewende water. En dis die boodskap wat die Here vanoggend vir u en vir my het, hy sê, kom terug na my. En my gebed is, weet jy, dat elke een van ons net sal teruggaan na die Here toe, sal bely, weet jy, ek besef in my lewe, elke dag meer en meer, hoe ver ek kom. Hoe langer ek in die diens van die Here staan, besef ek meer en meer hoe ver ek kom. En as ek maar sien, dan maak ek weer 'n fout, en ek sê, Here, help my, gee nie my die krag dat ek sal oorwin, maar dan besef ek hoe groot die genade van die Here is dit nie so nie? Wie van ons kan sê, ons maak nie foute nie? Maar kom ons, wanneer ons foute maak, kom ons bely, kom ons gaan na die Here toe, vra vir die Here om vergifnis, kom ons sorg dat ons in 'n mooi verhouding met ons broers en susters lewe. Jy sien, die vyand sal enigiets doen, dat daar vyandskap tussen ons as kinders van die Here. Hy sal met klein dinge inkom, dinge wat jy het nie eens werklik miskien iets bedoel nie, of jy weet nie as jy iets verkeerd gedoen nie, maar op die einde dan is daar net iets groots wat die vyand het ingekom. En nou sê die Here, hy sê, dis nie nodig dat dit so moet wees nie. As ons terugkom na die Here toe, hy sê, dan sal ek weer my liefde in julle lewens hê. En waar ons die liefde van die Here in ons lewens hê, nou gaan ons met ander oë na mense kyk, is dit nie so nie. Nou gaan ek nie my broer en suster veroordeel nie. Nou wanneer my broer en suster 'n fout maak, sal ek daar wees om sy hand te vat en hom op te tel. En kinders van die Here, dis wat ons met mekaar moet doen. Kom ons tel mekaar. Kom ons veroordeel mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons
sorg dat ons altyd na die Here toe gaan vir die lewende water. Maar kom ons gaan aan, ons het gesien vers 1 en vers 2, waar hy gesê het, waar Jesaja nou vir die volk gesê het, dat kyk terug na wat ek vir julle gedoen het, sodat julle kan besef wie ek is, en kan besef wat ek vir julle gaan doen. Ek gaan vir julle groot dinge doen. En dit is die woord van die Here aan ons vanoggend. Hy sê, my kind, kom nader aan my, kom terug na my toe. As jy weggedwaal het, kom terug. Anders kom net nader aan my, sodat jy my kan beleef en kan ervaar. Jy gaan dinge ervaar wat jy in jou hele lewe nog nooit ervaar het nie. Nou gaan ons aan met vers 3. Want die Here vertroos Sion. Ja, hy vertroos sy volk. Is dit nie so nie? Hy vertroos al sy puinhoop, hy maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Dit wat jy verloor het, maak nie meer saak nie. Al is jy op hierdie stadium in die woestyn, jy's in die woestyn, daar's geen vreugde nie. Jy het alles verloor wat jy sien. Wanneer jy nie naby die Here is nie, dan verloor jy alles. Jy verloor jou vreugde. Jy verloor jou lied wat die Here vir jou gegee het. Dit is nie so nie. En hier in die woestyn, jy sê is lus om te sing nie. Maar die Here sê hierso, hy sê, ek vertroos jou. Hy sê, en ek sal van jou woestyn weer 'n paradys maak. Hy sê, ek maak dit die tuin van Eden. Hy sê, ek maak dit soos die tuin van die Here. Daar gaan genoeg water wees om te drink. Julle gaan vreugde hê, julle gaan vrede hê, julle gaan weer saam kan sing. Daar in die woestyn was daar slegs dood, maar nou sal daar lewe wees. Is dit nie so nie, waar die Here is net, daar is lewe. Waar die Here is vreugde. Waar die Here is, praat ons nie van ander nie. Ons bid vir ander. Wanneer 'n mens in 'n vreemde land is en rondom jou is slegs dood, dan verdwyn ons vreugde. Wanneer ons nie op die plek is waar die Here ons wil hê nie, dan sal om ons net dood. Jy deel met mense wat geestelik dood is. Hulle kan vir jou niks doen nie. En daarom verloor jy die lied wat die Here vir jou gegee het. Ek sing so lief in die liedjie, kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. En ek weet jy is ook so lief vir daai lied. Want die Here het vir elkeen van ons 'n nuwe lied gegee. Toe ons die Here aangeneem het hy vir ons 'n nuwe lied gegee. Ag, kinders van die Here, kom ons sing daai lied elke dag van ons lewe. Wat is hierdie lied wat ons sing? Ek is 'n verloste. Ek is 'n kind van God. En daarom kan ons soveel vreugde hê. Wanneer 'n mens nie is wat die Here wil hê ons moet wees nie, dan verloor jy jou lied, jy verloor jou vreugde. Want die vyand steel dit van jou. Dan sê die Here vandag vir u, my kind, ek sal weer van jou woestyn 'n tuin van Eden maak. En hy nooi vir elkeen van ons. Ek sal jou lewe wat vir jou dood is, wat vreugdeloos is, ek sal vir jou dit weer 'n tuin van Eden maak. Ek gaan weer vir jou vreugde in jou lewe gee. So my vraag aan die pelgrim, waar is u? Waar is ek? En dis 'n vraag wat net onsself kan beantwoord. Waar is ek? En glo my, wanneer ek myself vra, waar is ek? En ek kyk, hoeveel keer moet ek sê, Here, help my. Ek is nie waar u my wil hê nie. Help my dat ek terugkom. En dan moet ons maar terugkom na die hoofpad toe. Ons moet terugkom waar die Here ons wil hê. As ons nie daagliks introspeksie gaan doen nie, moenie ander inspekteer en kyk wat 'n foute ander maak nie. Kom ons kyk na onsself. En dan sal ons weet, is ek op die plek waar die Here ons wil hê, of is ek in die woestyn? Het ek verloor wat die Here vir my oppak het? Het ek verloor dit wat hy vir my gegee het, toe ek die dag die Here aangeneem het? Jesaja 51 vers 4, luister na my volk, en neig die oor tot my nasie, want 'n wet sal van my uitgaan, en ek sal my reg vasstel as 'n lig van die volke.
Hoor, luister na my volk en neig die oor tot my. Maar hy sê nie vir hulle net, my volk luister nie. Hy sê vir hulle iets baie meer. Hy sê, julle moet luister en julle moet hoor, neig die oor tot my. Hy sê, julle moet hoor wat ek vandag vir julle wil sê. Julle moet verstaan wat ek vir julle wil sê, want ek het vir julle 'n baie belangrike boodskap. Luister wat ek vir julle wil sê. En nou kom hy, en wat sê hy vir ons? Wat sê hy vir sy volk? Onthou hulle is as bannelinge weggevoer. Hy bring hulle terug na die lewe. Nou sê hy vir hulle, behalwe dat ek julle terugneem na julle land, en behalwe dat ek julle woestyn vir julle weer 'n tuin van Eden gaan maak, is daar iets baie groters op pad. Daar's iets baie groters wat ek gaan doen, want dit gaan nou nie meer net oor julle nie. Dit gaan nie net om julle land te restoreer nie, maar dit gaan oor die hele wêreld. Dit gaan oor elke volk in hierdie wêreld. En van wie praat Jesaja hier as hy dit sê? Hy praat van Jesus Christus wat sou kom. En Jesus Christus gaan nie net sterf, gaan nie net kom as Messias net vir julle nie. Jesus kom as die Messias vir die hele wêreld. Die wêreld wat vasgevang is in sonde. Die wêreld wat nie meer 'n lied het om te sing nie. Hy sê, ek gaan ook vir die wêreld 'n lied gee. Ek gaan ook vir die wêreld, ek gaan my liefde met die wêreld deel. Hulle gaan my beleef en my ervaar. Elke volk, elke nasie, elke taal moet my lig ervaar. Halleluja. Hulle moet die waarheid ervaar. Ek is lief vir almal. Halleluja. Prys die Here, dis hoekom u en ek vandag die Here kan dien. Ons was so ver van God af. Is dit nie so? En vandag is ons sy kinders. Is ons Jode? Nee. Maar hy het gesê, ek het vir almal gesterf. En dit is die wonderlike nuus wat hy daar vir hulle gegee het. Hy sê, die wat verlore is, sal ek terugbring. En wat gewond is, sal ek bind. Dit sê die Here vir ons. Die wat verlore is, sal ek soek. En wat weggedryf is, sal ek terugbring. En wat gewond is, sal ek bind. Jesegiel 34 vers 6. Dan gaan hy sê, want 'n wet sal van my uitgaan, en ek sal my reg vasstel as 'n lig van die volke. Daar kom 'n nuwe verbond. Jesus Christus, die ware lig. Jesus die waarheid. Onthou hy toe Jesus voor Pilatus verskyn? En Pilatus sê vir hom, wat doen u? Wat maak u hier? Hy sê, ek het gekom om die waarheid. As soveel leuns in hierdie wêreld, soveel leuns, en Jesus kom, hy sê, ek wil vir julle die waarheid bring. Ek is die waarheid. Daarom kan ons as kinders van die Here die woord van God glo, want die woord van God is waarheid. Jy weet natuurlik dat in vandag se tyd, die moderne samelewing, is waarheid staan nie meer vas soos in die verlede nie. In die verlede het ons vasgestaan op die waarheid, want ons het die waarheid gemeet aan die woord van God. Daar was 'n maatstaf waarmee ons die waarheid gemeet het. Wat is die waarheid? Die waarheid is die woord van God. Maar die mens vandag, hulle sê waarheid is nie meer vas nie. Daar's nie meer werklik iets soos waarheid nie. Waarom is daar vir hulle nie meer iets soos waarheid nie? Want hulle die woord van God verwerp. En nou, elke mens, nou sê hulle, elke mens het sy eie waarheid. Anderswoorde, ek kan besluit 'n ding is reg of ek het besluit iets is verkeerd. En dit kan die waarheid wees. Jy sien, dan is dit mos nie vas nie. Want my waarheid is, dis reg om iemand dood te maak. Dis reg om ander te verdruk. Want dis my waarheid. Jy sien, daar is net een waarheid, en die waarheid is in die woord van God. En dit word gemeet aan Jesus Christus.
Daarom moenie steel nie. Moenie steel nie. Wie sê so? Wie sê ek mag nie steel? As volke wat geleer word, steel van die ander, jy het die reg om dit te doen. Wat is die waarheid? Die waarheid is ek mag nie steel nie. Maar dan, waaraan weet jy dit? Die regering sê is reg. Julle kan maar aborsies toelaat. Dis nie moord nie. Goeie voorbeeld. Wat is die waarheid? Die waarheid is, dit is moord. Dis wat die woord van God ons leer. Daarom kan ons nie vir hierdie tipe dinge gaan nie. Die waarheid, die woord van God. Wie sê dit? Antwoorde, wie sê dit is verkeerd om te steel? Jesus sê, dit is verkeerd om te steel. Die woord van God sê, dit is verkeerd om te steel. Wie sê jy mag nie moord pleeg nie? Jesus sê jy mag nie moord pleeg nie. Die woord van God leer vir ons, jy mag nie moord pleeg nie. Dit staan vas. En dit is al wanneer die waarheid vas staan. So Jesus Christus kom uit die aarde toe as 'n lig in hierdie donker wêreld. En prys die Here dat ons vandag die vreugde kan hê om Jesus te dien en om ons lewens te hê. Die waarheid. Wat 'n voorreg. Vers 5. Hy sê my oorwinning is naby, my heil trek uit en my arm sal die volke oordeel. Op my sal die eilande wag en op my arm sal hulle hoop. My oorwinning is naby. Hier praat hy weer eens van Jesus Christus wat sou kom. Nou hier klink dit asof Jesaja praat asof dit nou gaan gebeur. Wat maar net weer eens vir ons wys, by ons, vir by die Here is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Soos wat ons in 2 Petrus 3 vers 8 lees. Hy sê, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat 1 dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos 1 dag. So hier praat hy met die volk is reeds besig, die Here is besig, hy bevry sy volk, hulle gaan terug na hulle geboorteland toe. Die Here gee vir hulle terug wat hulle verloor het. Maar hy praat van die Messias wat sou kom, en wanneer het Jesus gekom? Meer as 500 jaar later het Jesus gekom, en dit is waar al die nasies op hierdie aarde betrek is. My heil trek uit, hier praat hy oor die redding van siele deur Jesus Christus. En my arms wat die volke sal oordeel, praat van die oordeel oor die wat God verwerp. Want die wat God verwerp, sal sterf sonder God. As 'n oordeel oor hulle lewens. Die eilande waarvan hy praat, eilande praat van lande, die verskillende lande, die verskillende volke wat op die aarde is. En hy praat van die eilande wat die verlosser verwag. Hy sê die eilande wat die verlosser verwag, die mense, die volke is heidense nasies, want hy praat nie van sy eie volk nie, hy praat van die heidense nasies. Hy sê enigeen, hy sê die volke wat gereed is, wat my verwag, dit is hulle wat my sal aanvaar. En ons het gesien dat die heidene nasies, en kyk na die Samaritaanse vrou wat praat, jy weet, hulle het al lank, hulle het die Messias verwag. Baie van die heidene nasies, heidene mense, hulle het die Messias verwag. En omdat hulle vir hom gewag het en graag wou gehad het, hy moes kom, toe Jesus kom, het hulle hom aanvaar. Die heidene nasies, die eilande het hom aanvaar, maar die volk van God, die Jode, het hom nie aanvaar. Hulle het hom verwerp. Maar kom ons gaan aan. Jesaja 51 vers 6. Slaan julle oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder. Want die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde soos 'n kleed verslyt en sy bewoners soos muskiete sterwe. Maar my heil sal vir ewig bestaan en my geregtigheid nie verbreek word nie. Baie belangrik dit wat die Here hier vir ons sê. Hy sê, ons moet nie na die verganklike dinge kyk nie. Hy sê, kyk na die Here. Hou julle oë op die Here. Dit is julle enigste antwoord. Daar is nie 'n ander antwoord nie. Hy sê, want kyk julle na die hemele, kyk maar na die hemel, kyk na die sterrehemel, kyk na die aarde. Hy sê, dit alles gaan vergaan.
Dit gaan verdwyn. Kyk na die mense, hou jou oë op mense, vertrou 'n mens, die mens gaan vergaan. Hy sê, maar God en sy woord sal nooit vergaan nie. En prys die Here. Daarom, hou julle oë op die Here. Kinders van die Here, kom ons leer om ons oë op die Here te fokus. En nou hoef ek nie bekommerd te wees oor wat in die land aangaan en wat in die wêreld aangaan nie, want as ek kyk na wat in hierdie wêreld aangaan, dan gaan ek baie bekommerd wees, ek gaan morbied wees, ek gaan nie meer glimlag nie, my lied gaan verdwyn. Amen. Dit is so. Jou lied gaan verdwyn. Maar omdat ons oë op die Here hou, behou jy steeds jou lied, behou jy steeds jou vreugde. Waarom? Want hy's God, hy's in beheer, hy lewe, hy en sy woord staan vas tot in ewigheid. Dis wat hy hier sê. Hy sê selfs die hemel en die aarde word deur God onderhou. Die mens word deur God onderhou, maar hierdie dinge sal vergaan. Niks is vir ewig nie, behalwe God en sy wet. Op wie is u vertroue vanmôre? Op wie vertrou u? As u op God vertrou, as u op Jesus vertrou, kind van God, as hy jy vreugde het ongeag omstandighede. En dinge kan moeilik raak. Moenie dink dinge kan nie moeilik raak. Daar is die volk van God. Die kinders van die Here is saam weggevoer en hulle het saam slawe geword in 'n vreemde land. Maar hulle het hulle lied behou. Hulle het hulle vreugde behou. Sadrag, Mesach en Abednego, pragtigste voorbeelde van mense wat hulle vreugde behou het ten spyte van dit wat met hulle gebeur het. Waarom? Hulle het hulle oë op die Here gehou, op dit wat vas is en nie op omstandighede nie op mense nie. En dit is wat die Here vanoggend ook vir ons wil leer. Laat Israel, ja, slegs dit wat God spreek is ewig en staan vas. Daarom is die Here ons enigste antwoord. Dan sê hy ook dit wat die mens doen en spreek vergaan, ook dit verdwyn. Hy sê laat Israel dus verseker weet dat God se doel bereik gaan word en dit staan vas. Nou verwys hy terug na die vorige vers wat hy gesê het, daar kom 'n Messias. Niks gaan dit keer. Het die vyand probeer om dit te keer? Ja. Ek meen hy tot die seentjies almal doodmaak. Is dit nie pasgebore seentjies almal doodmaak? Want hulle wou dit keer. Maar die woord van God het gesê, niemand sal dit keer nie. Niks, die vyand sal probeer. Niemand sal keer dat die Messias na hierdie aarde toe kom. Die Messias wat vir elke nasie, volk en taal sou sterf. Daar's hoop vir elke mens op hierdie aarde. En nie net vir 'n spesifieke volk nie. Nou sê hy hierso, selfs al ken ons sy, laat ek hierso. Vers 7, 15 vers 7, sê, luister na my, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. Wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skim taal nie. Nou, u moet baie mooi verstaan wat die Here hier sê. Hy sê, hy praat met die kinders van die Here. Hy praat met ons. Luister na my, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. Hy sê, julle moet nie bang wees nie. Wees nie bevrees waarvoor nie, vir die smaad van mense en die skrik nie, en skrik nie vir hulle skim taal nie. Hy praat met ons, hy praat met die kinders van die Here. Hy sê, julle het die wet van die Here in julle harte. Julle ken die Here. Julle het hom lief. Julle stap die pad saam met hom. Hy sê, maar julle het een probleem. Hy sê, julle is steeds bang vir mense. Is dit nie so nie?
Ons is bang oor wat mense sê. Ons praat van die algemeen, onthou jy praat oor die lewe. Jy sien een van ons, ons wil nie graag hê, almal moet ons aanval en teen jou gaan en jou sleg sê en so aan nie. En mense wanneer jy vir die woord van God bring, dan val hulle jou aan. Dis mos wat hulle doen. Nou sê hy, dit is nie net dat jy die geregtigheid, ek praat met die kinders van die Here wat die wet in hulle hart het, hy sê, dis nie net jy wat die geregtigheid gevind het nie, jy het dit gevind en jy ken dit. Die wet van die Here is in jou hart, nou praat hy met hulle, maar selfs al ken julle sy wet, al is julle sy kinders, is daar steeds 'n swakheid, as mens vrees julle nog ander mense. Is dit so? Ek dink dit is so. Ek vrees nog mense, maar ek vertrou God. Maar nog steeds, ons het maar daai, dis hoekom jy nie net sê en doen wat jy wil nie. Partykeer is jy skrikkerig om iewers in te gaan en te gaan praat. Selfs al ken ons die wet, en alles die wet, sy wet in ons harte, het ons 'n swakheid. Ons vrees mense. En nou kom die profeet en hy bemoedig ons. Hy sê, moenie bang wees nie, want die mens is niks. Hy gaan vergaan. Hy gaan vergaan. Dit wat hy sê sal tot niks kom nie. En ook hy gaan vergaan. Dit wat hy spreek sal vergaan. Weereens sê hy, moenie na die mens kyk. Moenie konsentreer op wat die mens sê en doen nie. Dit gaan vergaan. Kyk na God. Hy sê, kyk na my. Want ek en my woord staan vas. Ek is saam met julle. So kinders van die Here, kom ons hou aan die Here vas. Dan sê vers 8, want die mot sal hulle opeet soos 'n kleed en die wurm sal hulle verteer soos wol. Maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan en my heil van geslag tot geslag. Dieselfde bevestiging. Maak nie saak, hulle gaan vergaan. My heil staan vas. Die mens en sy dinge kom tot niks, behalwe in die Here. So, wil jy iets bereik in die lewe? Wil jy werklik suksesvol wees? Bereik dit in die Here. En nou gaan jy vreugde en jy het sukses. Vers 9, ontwaak, ontwaak, beklee u met sterkte, arm van die Here, ontwaak soos in die dae van die voortyd, onder die geslagte van lang gelede. Is dit nie u wat Raab deurgekap, wat die see monster deurboor het nie? Nou, in daardie jare het die volke, het hulle so geglo, wanneer mense gebid het, en hulle gebede is nie, na 'n sekere tyd nie beantwoord nie, het hulle gepraat asof die Here geslaap. En dit is nou hoekom hulle sê hierso, wat sê hy daar? Jesaja skryf, hy skryf, ontwaak, ontwaak, hulle praat met die Here. Word wakker is eintlik wat hulle sê. Ontwaak, ontwaak, Here. U is God, u is groot. Waar is u? Onthou u nie wat u gedoen het nie? Kyk terug, hy sê, u is die sterke, u is God, ons weet dit, ons besef dit. Ons wag vir u. Dis eintlik wat hy vir sê. Ons wag vir u. Is dit nie u wat Raab neergewerp het nie? Nou, hierso sê hy sê, beklee u met sterkte, so beklee u met krag, want u het die krag. Is dit nie u wat Raab neergewerp het nie? Nou, Raab is die simboliek vir Egipte. Onthou jy wat in Egipte gebeur het? Die Here het gekom en het Egipte neergewerp. Die magtigste weermag in daardie tyd. Het in 'n oomblik vernietig, want hy's God. Hy kan enige iets in 'n oomblik doen. Hy kan nou, wanneer hy 'n woord spreek, as jy die aarde weg. Hy kan 'n woord spreek en jou probleem is opgelos. Jy sien, hy's God. Hy is in beheer. Nou Raab verwys dan na Egipte. Maar Raab se werklike betekenis is hoogmoed of die hoogmoedige een.
Was dit nie weens hoogmoed nie? God het gepraat, en wat sê die Farao? Ek aanvaar nie, ek is God. Dis eintlik wat ek sê. Hy sê, ek is God. Ek aanvaar geen ander God nie, ek is God. En die Here spreek tot hom, maar hy is te hoogmoedig. En omdat hy te hoogmoedig is, wat gebeur? Daar verloor hy alles. Dis Raab wat neergewerp is. Ek wil net, ek sluit nou, ek gaan binnekort sluit, ek wil net vir u 'n pragtige versie uit die woord van God uit lees. Ek gaan dit nou hierso sonder my bril probeer lees. Ek wil hê God is groot. God is in beheer. Ons moet pas op vir hoogmoed, want hoogmoed is 'n raap. Hy werp hom neer. God sal hoogmoed neerwerp. Nou hoor wat sê Psalm 14 vers 2. Het jy al vir mense getuig en vir hulle vertel van die Here en hoe groot die Here is? Sê, God bestaan nie. Glo nie aan God nie. Ons het al gedoen, hè? Mense het dit al gedoen met die. Hoor hoe pragtig stel die woord van God het. Hy sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg afskuwelik maak hulle dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Maar nou, so die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Die dwaas sê dit in sy hart. En kinders van die Here, die dwaas kom tot niks. Tot niks. Hoogmoed. Jy kan God maar ontken soveel soos wat jy wil. As jy God nie erken nie, is jou val naby. Ontwaak soos die voortyd, en dan is dit nie wat Raab neergewerp het, gekap het nie, wat die see monster deurboor het nie. En hier die see monster, ek gaan basies met dit omtrent sluit. Die see monster praat hy weer eens van die Farao self, wat in die see begrawe is. Nou praat hy van die see monster wat onder die waters lê. Hy praat van Farao, die groot God van Egipte, lê onder die water begrawe. Vers 10, is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed droog gemaak het nie, wat van die dieptes van die see pad gemaak het, vir die deurtog van die verlostes nie. So hier praat hy weer eens van die wêreldvloed, Noag, toe hulle die ark was, en hoe die waters alles moes terugkeer op 'n vel van God, tot op die grense wat God gestel het. Onthou jy, toe God die hemel en aarde geskaap het, het hy die grense gestel. Hy het vir die water gesê, julle kom tot hier, en dit is julle plek, en dit is wat julle sal bly. So die waters, alles is terug tot op die grense wat God gestel het. En dan praat hy natuurlik van die pad wat hy deur die see gemaak het, toe die Rooi See oopgekloof is vir die volk van God om deur te gaan. En dit, kinders van die Here, dit is tot waar ek hierdie paar versies gaan behandel. En ek hoop as jy dit nou in die toekoms lees, sal jy baie duidelik sal verstaan wat dit beteken en wat die Here hier vir die volk gesê het, maar ook wat die Here vir ons as sy kinders vandag sê. Hy sê, maak nie saak nie, al het jy weggedwaal, al was jy in die vreemde land, al het jy alles verloor wat ek aan jou gegee het. Hy sê, kom terug na my toe, roep my aan. Hy sê, en ek sal die pad saam met jou stap. Ek sal weer vir jou teruggee dit wat die vyand van jou gesteel het. Ek sal weer jou woestyn van jou. Ek sal dit 'n tuin van God maak. Anderswoorde, ek sal weer in beheer wees van jou lewe. Ek sal weer vir jou vreugde gee. Ek sal weer vir jou 'n lied in jou hart gee. En dit is die boodskap. Hy sê, ek is God.
En dan sê die Here vandag vir u en vir my, hou julle oë op Jesus. Kinders van die Here, kom ons kyk nie na omstandighede nie. Ek het hierdie week kry ek weer so SMS van wat iemand vir ons gestuur het, van dinge wat verkeerd, pas op en die 766 en al die tipe goed. Ek het net vir die vrou laat weet, ek sal met jou praat, ek wil jou graag sien, ek sal met jou praat. Maar moet jou nie steur aan hierdie goed, moet jou nie steur aan 'n klomp nonsens nie, hou jou oë op Jesus. En kinders van die Here, regtig, wanneer julle sulke negatiewe goed kry, hou jou oë op Jesus. Kom ons vertrou hom, want hy is God en hy is 'n beheer. Amen. Jesus, baie dankie vir die woord. Baie dankie dat u werklik vir ons omgee. Dankie Jesus vir die woord vanmôre, 'n woord van bemoediging, en dankie Jesus dat u soveel in ons omgee. Baie dankie dat u weet waar ons osself op hierdie stadium in ons lewens bevind. Ons, as ons dalk in die woestyn is, as ons koud geword het, as ons lou geword het, hoor my gebed, Jesus, ons roep u aan, neem ons terug na die beloofde land. Jesus, geef ons terug dit wat ons verloor het. Maar Jesus, omdat ons dit nie in ons eie krag kan doen nie, want die vyand is te sterk en te groot vir ons. Daarom roep ons u aan, dat u die pad, die pelgrimstog, saam met ons sal stap. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Baie dankie.